gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle liefhet. Moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van God is. Goeiedag, welkom by Helleberg Gemeente se digitale erediens van Sondag 2 Augustus. Ons is besig met 'n nuwe reeks en hierdie Sondag is ons tweede Sondag in die reeks. En mag jy iets van die teenwoordigheid van die Here beleef en mag die Here ook vir jou op 'n spesiale manier, hoe deur sy woord iets kom sê. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir die voorreg dat ons ook saam kan bid en kan weet, Here, U praat met ons deur die woorde, ook die woorde van Johannes 15. Dankie dat ons deel kan wees van hierdie nuwe reeks en hierdie kwartaal. En Here, ons weet dat U met ons wil praat, dat U in elkeen van ons se harte, se huise wil woon. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en Here. Amen. Ons skriflesing is Johannes 15 van vers 1 tot 10. Jesus sê, ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot van my wat nie vrug dra nie, sny hy weg, maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die wingerdstok bly nie, so julle ook, as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Dan maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly, my woorde in julle, vra dan net wat julle wil, en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dis die woord van die Here. Ons wil graag ook in die hand van ons tema ook 'n paar dinge kom deel. Die tema vandag is, ek is die wingerdstok, julle die lote. Nou, ons leef in 'n omgewing wat omring is deur wingerde. En die meeste van die woonbuurte in Somerset-Wes was vroeër deel van wingerdplase. Daar is selfs 'n woonbuurt met die naam Die Wingerd. Ons staan hier so in 'n park in die Wingerd woonbuurt. En waar al die straatname vernoem is na spesifieke druiwe kultivars, van Hanepoot tot Shiraz tot Cabernet. Ek is bevestig as predikant in Helleberg Gemeente op 3 Februarie 1991. En raai waar het die kerkraad vir ons 'n huis gehuur? In die Wingerd woonbuurt, Wingerdweg 6. En ek vra vir hom om die kamera te draai en as hy sien in die huis waarin ons gebly het, Wingerdweg 6, het ek en Kobie hierso in die 91 gebly. Oorkant ons was hierdie groot oop ruimte met 'n speelparkie. Ons het baie goeie herinneringe aan ons bly hierso in die Wingerd woonbuurt. Ons glo die Here praat met ons deur verskillende beelde, ook deur ons omgewing. Kom ons kyk 'n bietjie dieper na die wingerdstok en die lote, wat dit vir ons vandag sê. In die eerste vers lees ons die woorde van Jesus waar hy sê, ek is die egte druiwestok, my Vader is die landbouer. Die persone wat na Jesus geluister het die beeld van die wingerdstok geken. Alreeds in die Ou Testament word daar na hierdie beeld verwys. Maar wat dit sê, in die Ou Testament staan daar dat die volk Israel soos 'n wingerdstok vir God was. Maar ongelukkig was hulle ongehoorsaam aan God, dat hulle nie die vrugte gedra wat hy verwag het nie. Hulle was nie meer die egte wingerdstok nie. Nou sê Jesus in Johannes 15 dat hy die egte of ware wingerdstok is. Hy is nie soos die volk Israel nie. In vers 4 tot 5 staan die volgende woorde, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Ja, loot wat afgesny word en los staan van die wingerdstok, kan nie vrugte dra nie. Dit sal doodgaan en niks beteken nie. En hierso het ek ook 'n wingerdstok, julle sien ook die lote. Ja, die lote is deel van die wingerdstok en op hulle eie beteken hulle niks nie. Dit help nie ons probeer op ons eie om vir Jesus te leef nie.
of op ons eie om goeie vrugte te dra nie, of op ons eie versoekinge teen te staan nie. Ons is gekoppel aan die wingerdstok. Ons staan in 'n verhouding met Jesus. En ons weet dat 'n verhouding twee kante het. Jesus sê dat ons in hom moet bly, soos wat hy alreeds in ons bly. Wat beteken hierdie verhouding met Jesus Christus? As 'n jong man in 'n verhouding met 'n jong dame staan, probeer hulle op soveel maniere om die verhouding te laat groei. Hulle wil mekaar net nog beter leer ken. Christus wil hê dat ons in 'n verhouding met hom staan. En as ons in 'n verhouding met hom staan, wil ons groei in die verhouding. Ja, dan sal ons op verskillende maniere, op verskillende plekke vir hom beter wil leer ken. Wil leer ken deur sy woord, met hom praat in gebed, saam met ander vir hom dien, en oral se verskil maak, die vrug ook dra. Mense wat sonder Jesus Christus leef, kan moontlik vir 'n kort tydjie vrug dra, maar later raak hulle moeg. Later kan hulle nie volhou nie, want dit word vir hom of haar 'n straf en nie 'n lewenswyse nie. Dis nie vir 'n verliefde man of vrou moeilik om iets vir sy maat te doen nie. Dis 'n vreugde. Vir iemand wat lief is vir Jesus, nie 'n straf om vrugte te dra nie. Die vraag is, staan ek en jy in 'n verhouding met Jesus? Woon Jesus in my en jou? Woon Jesus in ons huise, in ons woonbuurte? Ja, ons word opgeroep om elke dag vir Jesus uit te nooi om deel van ons lewe te wees, ook deel van ons huise, van ons woonbuurte, van ons dorp. In vers 5 se eerste gedeelte staan, ek is die druiwestok, julle die lote. Jesus sê nie dat hy die wingerdstok is nie, maar beklemtoon ook dat ons die lote is. Elke gelowige is soos lote aan die ware wingerdstok Jesus Christus. 'n Loot kan nie bestaan sonder die wingerdstok nie. Dis die bron van krag. Ja, Jesus gee ons krag. Hy is by ons deur sy Heilige Gees. Ons is afhanklik van Jesus. Sonder Jesus is ons niks. Dit is ook doopsondag vandag. By die doop herinner ons mekaar daarin dat die belangrikste persoon by die doop nie die babas of die ouers is nie. Die belangrikste persoon is Jesus Christus. Ons is maar net die lote wat gekoppel is aan die wingerdstok. Julle weet dat daar nie net een loot aan 'n wingerdstok is nie. Hierdie wingerdstok het meer as een lote en daar is nog 'n klomp ander ook. So belangrik is, 'n wingerdstok kan nie behoorlik vrugte dra as daar net een loot is nie. As daar meer as een lote in die wingerdstok is, beskerm hulle mekaar. Dit help dat die son en die wind nie die druiwe verniel nie. Tyd gelede het ek by die wingerdplaas vir my swaar gestap en gesien hoe 'n jonger wingerdstok met min lote deur die son en die wind verniel is. Daar was nie genoeg blare om die druiwetrosse te beskerm nie. Ek het die afgelope week nagedink oor die mense wat saam met ons in die wingerd woonbuurt gebly het. Ons was 'n jong paartjie wat net in Somersetwes gekom het. Daar was talle mense wat ons ondersteun en bygestaan het. Elkeen van hulle het 'n groot rol in ons lewe gespeel. Tot vandag toe sê ons vir die Here dankie. Wie is die ander lote in jou lewe? Dink aan jou gesin. Dink aan die woonbuurt waar jy bly. Dink aan die familie en vriende. Dink aan jou werk. Dink aan die gemeente. Sê ook vir die Here dankie dat die Here ook mense in jou lewe gebruik en nog steeds gebruik het. In vers 2 tot 3 staan die volgende woorde: elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Die vraag is, wat beteken hierdie wegsny, hierdie snoei? Beteken dit dat die Here sekere mense uitsny uit die koninkryk van God? Beteken dit dat die Here ons oordeel en tugtig? Beteken dit dat ons die sonde uit ons lewe uitgesny moet word? Daar is onsekerheid oor die presiese betekenis van die wegsny, maar die teks sê baie duidelik dat lote wat vrug dra ook reg gesnoei moet word om meer vrugte te dra. En vers 3 sê dat Jesus dit doen deur sy woorde. Ja, elkeen van ons wil graag vrug dra. Daarom moet ons luister na sy woord. Ons moet elke dag wanneer ons opstaan in ons huis vir onsself afvra, wat wil die Here hê moet ek vandag doen? Hoe kan ek vandag vrug dra in my huis, in my buurt, by die skool, by die werk? Roep die Here my vandag op om dalk vir iemand te bid, dalk vir iemand te gaan help, om meer tyd saam met my lewensmaat te spandeer, my huweliksmaat, kinders te gee. Ja, die Here roep my dalk vandag op om iets spesifieks vir hom te doen, vandag vir hom vrug te dra. In vers 8 staan die volgende woorde: hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra
en met disippels kan wees. Die Here wil ons reg snoei sodat ons vrugte vir hom kan dra. Het julle mooi opgelet na die woorde wat in vers 2 en 8 gebruik word? Vers 2 praat van meer vrug en vers 8 praat van baie vrug. Vers 16 praat van vrug wat blywend is, vrug wat sal hou. God wil nie hê dat ons net een trosie druiwe sal dra nie, net so 'n bietjie om ons gewete te sis nie, of net sekere tye van die jaar wanneer ek daarvoor lus voel nie. Nee, hy wil ons aanspoor om meer vrugte vir hom te dra. Dis hoekom ons deel van 'n geloofsgemeenskap is, soos ons mekaar kan aanspoor en help. En wat is hierdie vrugte waarvan die Bybel praat? Die Bybel praat op verskillende maniere hieroor. Seker die beste voorbeeld is in Galasiërs 5 vers 22 waar die vrug van die Gees uitgestippel word, die liefde, die vreugde, die vrede, die geduld, die vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Maar hierso in veral verse 9 tot 17 word baie duidelik gepraat oor die vrug van die liefde. Vers 9 en 12 sê, net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in my. Vers 12 sê, dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Galasiërs 5 vers 22 word daar in die enkelvoud van die vrug van die Heilige Gees gepraat. Nie die meervoud nie. Sommige geleerdes meen dat die liefde die een vrug is, dat al die ander maar verskillende vorme van liefde is. Van die vreugde tot die selfbeheersing. Ons doen liefde omdat ons bly in Jesus as die God van liefde. Hy het ons eerste lief gehad. Ja, en liefde is nie net 'n gevoel nie, liefde is 'n doenwoord. Liefde is iets wat ek altyd moet doen. Dis nie net 'n gawe van sekere mense of 'n stokperdjie wat ek so nou en dan doen nie. Liefde is om iets van myself te gee. En liefde maak nie onderskeid tussen mense nie. Ek moet alle mense lief hê. Ek en Kobie het baie liefde ontvang van persone wat naby ons in die wingerd gewoon het. Hulle het op baie praktiese maniere hierdie liefde uitgeleef. Ek dink aan die potgieters en die stemmits wat ons vriendelik ontvang en kos gebring het. Dink aan oom Joe en tannie Liesbeth Voelaert en oom Gys en die Reine de Beer wat ons gereeld vir tee genooi het om ons te bemoedig en ook net saam te kan lag. Ek dink aan oom James Oes wat baie liefes vir tuin maak het. Om die draai het hy gewoon veral rose en hy het gereeld rose gebring vir Kobie en die ander vroue in die omgewing. Ek dink aan oom Henny en tannie Mario Ber wat al ouer was. Henny se kragte was baie min, maar hy was 'n man van wysheid wat op talle maniere gehelp het. Hy was bereid om my te leer en te vorm, selfs ook deur opbouende kritiek. Ja, op die ou end was ek ook bevoorreg om Henny te kon groet in die hospitaal ook kort voor sy sterwe. En hierdie man op daai stadium het baie min krag gehad. En hy kon nie eers met my eintlik gesels nie. Maar terwyl ons daar staan, toe kom 'n skoonmaker om sy bed. Met die bietjie krag wat hy gehad het, sê hy net, dankie. Dit was sy laaste woorde op aarde. Ja, hierdie was 'n bekende professor, maar hy het ander mense raak gesien. En hy het in liefde en dankbaarheid geleef. En sy lewe het my werklik aangespoor. Is ek en jy lote wat die vrug van die liefde uitdra in ons huise, in die woonbuurt en die omgewing waar ons woon? Ja, baie keer sal mense sê, charity begins at home. Dis waar. Ek kan nie vir die hele wêreld preek en omgee nie. Ek moet eers lief wees van die mense naby my. Moet ook vir mekaar sê vandag, charity begins at home, but should not end there. En daarom moet die liefde van die Here oorspoel na ons hele samelewing. Dis hoekom die subtema van ons reeks sê, jou huis is waar lewens en gemeenskappe verander. En ook hierdie week het ons die getuienisbeurt van Truth for Kids. En ons hoor ook talle getuienisse hoe hulle verskil maak in die groter samelewing. Ja, die Here roep ons in ons huise, maar ook in die groter samelewing. Ek wil afsluit met die verhaal van 'n jong dogtertjie uit ons gemeente. Ja, sy het langs die kerkgebou gewoon. En toe iemand haar vra, waar woon julle? Was haar antwoord, ons bly daarbo, liewe Jesus is ons buurman. Ja, dit is waar, ons praat van die kerkgebou as die huis van die Here. Maar dit is ook waar dat Jesus in elkeen van ons wil woon, en in elkeen van ons huise ook wil woon. Dit is wat ons lees in Johannes 15 vers 4 tot 5, waar Jesus sê, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot nie sy eie vrug kan dra, as hy in die druiwestok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie.
Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Mag ek en jy hierdie woorde onthou, elke keer wanneer ons ook 'n wingerdstok in die omgewing sien, of deur die wingerd woonbeeld ry, mag elke huis in die gemeente dit uitleef. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons bevoorreg was om vanoggend ook die woord te kan hoor in Johannes 15. Dankie dat ons bevoorreg kan wees om in 'n pragtige omgewing te woon, ook waar daar baie wingerdstokke is, Here. En Here, ons as ons die wingerdstokke sien, wil ons ook hierdie woorde deel van ons lewe maak. Here, bly in ons en ons wil graag in U bly en ons wil graag die vrug ook van die liefde uitleef. Asseblief, Here, help ons elke dag deur die Gees om dit te kan doen in ons huise, by die kerk, by die skole, by die werk in ons samelewing. Want ons wil graag 'n verskil maak. Amen. Jy is ook bevoorreg om 'n offergawe te kan gee. Op die skerm sal ook SnapScan verskyn. Welkom om ook elektronies in te betaal of maandeliks 'n dankoffer, 'n geloofoffer te gee. Die Here gebruik ook ons gawes om die liefde net nog verder uit te dra. En daarom wil ons ook graag vir mekaar seën. Ons wil mekaar seën, ja, op die ouend met die liefde van Jesus Christus. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap en krag van sy Heilige Gees by ons elke dag wees, sodat ons in ons huise en oral die vrug van die liefde kan uitleef. Amen.